Goeiemôre. Jy luister na die 13de oordeenking in die reeks. Jesus is die vraag. En ons tema is: hoe is 'n mens nie bekommerd nie? 3 maal sê Jesus in die bergrede in Matteus 6 vers 25 tot 33: moet julle nie bekommer nie. Moet julle nie bekommer nie. Moet julle nie bekommer nie. Nadat ons gister van al die kante af gesien het hoe sleg bekommernis vir ons is, vra ons versigtig die vraag: hoe is 'n mens nie bekommerd nie? Selfs al sien ek nou in dat dit nie goed is vir my nie, en nie alleen vir my op 'n sielkundige vlak nie, soos ons ook sal sien, dis nie goed vir geloof nie. Hoe kry 'n mens dit reg om nie bekommerd te wees nie? Dink nou oor die algemeen wanneer ons met mekaar praat en jy bekommerd is en iemand sê vir jou, moenie so bekommerd wees nie. Wat is 'n mens se eerste reaksie? Dit is maklik vir jou om te sê, jy is nie in my skoene nie. Soms wil mense reageer met sarkasme. O, baie dankie, nie geweet dis 'n opsie nie. Sien die oë wat rol. Mag wees dat jy ander mense as gevoelloos beleef, of hulle jou bekommernis en die rede vir jou bekommernis afmaak as niks. Meer as enigiets anders, is daar ook 'n ernstige krisis met nie-boodskappe. Moenie aan 'n pink olifantjie dink nie. Waaraan dink jy? Die oomblik wanneer jy nie-boodskappe gebruik, lei jy iemand se gedagtes daarheen, want dis hoe ons brein werk. Moenie aan 'n pink olifantjie dink nie. Jy dink onmiddellik aan 'n pink olifantjie. Moenie aan bekommernis dink nie. Dis eintlik 'n wenresep om juis aan jou bekommernis te dink. Maar ons moet noukeurig luister na Jesus se woorde. Jesus vermaan ons nie alleen om nie bekommerd te wees nie, maar help ons inderdaad om nie aan 'n pink olifantjie te dink nie, maar ons gedagtes elders te neem. Om by ons voorbeeld te bly, moenie aan 'n pink olifantjie dink nie. Dink aan Tafelberg. Nou begin dinge gebeur. Nou word dit behulpsaam. Moenie aan bekommernisse dink nie. Dink aan die oplossing. Die krag van Jesus se woorde lê in 5 retoriese vrae wat Jesus aan sy disippels en ook aan ons vra. Die skrywer van Jesus is the Question maak 'n baie interessante opmerking oor retoriese vrae. Hy sê, in die beginjare nadat die boekdrukkuns ontwerp is retoriese vrae met 'n agterste voorvraagteken aangedui. Want retoriese vrae is anders as ander vrae. 'n Retoriese vraag se antwoord is bekend. Daarom is dit nie iets wat 'n mens nie weet nie. Maar 'n retoriese vraag dwing jou tot nadenke. Om in te sien dat jy, dalk die antwoord met jou kop ken, maar nie met jou hart nie. Mag ook andersom wees. Retoriese vrae dwing jou om 'n beslissing te maak, om die antwoord jou eie te maak, wat hardop te sê, om hardop te sê, wat eintlik sluimerend in jou leef. Dit bring jou voor die vraag, glo jy dit? Kom ons kyk na die 5 retoriese vrae wat Jesus in direkte opvolging op mekaar vra. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Is julle nie meer werd as hulle nie, verwysend na die voëls? Wie van julle kan deur om te bekommer 1 el by sy lewe voeg, 'n enkele tydperk, 'n enkele dag? Waarom is julle bekommerd oor klere? As God dan die gras van die veld, wat vandag daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer nie vir julle nie, klein gelowiges. Maak jou reg om uitgebul te word. Die skrywer van ons boek verwys na 2 geleenthede wat ons ter harte moet neem. Eerstens,
Iets wat die sendeling E. Stanley Jones gesê het. Worry is atheism. Bekommernis is ateïsme. Bekommernis impliseer daar is nie 'n God nie, of minstens 'n God wat nie omgee nie. Bekommernis sê, alles kom van my af. I've got the whole world in my hands. Ek kyk na die wêreld, na die voëls in die lug, kyk na die lelies van die veld, die wilde narsings, kyk na die gras en ek dink, ag, dis maar net daar. Alles is aan hulle eie oorgelaat. Tweedens, die storie van Martin Luther se vrou. Eenmaal toe Luther so deur bekommernisse verswelg en gewurg is, het sy swart klere aangetrek. Toe Luther vir haar vra, waarom trek jy rouklere aan? Het sy geantwoord, het jy nie gehoor nie, Martin? Jy leef asof God dood is. In elkeen van Jesus se vrae neem hy ons weg van bekommernis om ons fokus na God te verskuif. As Jesus sê, kyk na die voëls, kyk na die veldlelies, of die wilde narsing, soos dit in die 2020 vertaling is, of kyk na die gras, is dit nie werklik dit waarop Jesus wil hê ons moet fokus nie, maar op die God wat daar agter staan, hulle versorging, hulle lewens elke dag. Ek onthou, klomp jare terug, het ek so 'n bietjie deur 'n moeilike tyd gegaan. En ek het so by my lesenaar uitgekyk, het was verskriklik koud daardie winter. En ek het so in 'n kombers voor my lesenaar gesit, besig om aan 'n taak of iets te werk. En toe ek so by die venster uitkyk, toe kyk ek na die voeltjies en ek hoor hoe sing hulle en ek dink, hier sit ek aan die binnekant in die beskutting van 'n huis met 'n spens vol kos en ek sit so mismoedig. Maar buite sing die voeltjies uitbundig saam. Hier hop hulle rond en hulle weet, vandag sal hulle kos kry. Dit skuif 'n mens se gedagtes en jou bekommernisse na 'n ander plek toe. Ja, Jesus wil nie hê dat ons op bekommernis moet fokus nie, maar dat ons fokus na God sal verskuif. Moenie aan jou bekommernisse dink nie. Dink eerder aan God. Wanneer Jesus dus sê, moet julle nie bekommer nie, is dit Jesus se manier om vir ons te sê, ek weet jy bekommer jou. Ons is sodoende uitgevang in ons klein geloof. En ons moet pas op, bekommernis lei tot klein geloof en klein geloof lei tot ongeloof. Bekommernis bring nie lewe nie. Oral om ons is die tekens dat God goed is en dat God ons en hierdie planeet versorg. Moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet, wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie. Eindig Jesus hierdie woorde van vermaning en bemoediging. Dit is immers alles dinge waarna die heidenasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Dit is die uiterste van gedagteverskuiwing. Moenie aan 'n pink olifantjie dink nie. Dink aan die koninkryk van God en sy geregtigheid. Daar vind ons lewe. Kom ons bid weer die gebed wat ons gister gebid het. Sê dit met jou hele wese saam. Hemelse Vader, al my dae hou U in U hande. Nou kan ek rus vind in U. U bied geborgenheid. U kan alles verander. Versterk my vertroue, Heer. Hou my naby U. Daar is dae waar sinloosheid my kwel. Sigtend sien ek hoe die tyd versnel. Ure, dae, jare vlieg verby. Waarom voel U soms so ver van my? Maar al my dae hou U in U hande. Nou kan ek vrede vind in U. U bied geborgenheid. U kan alles verander.
Versterk my vertroue, Heer. Hou my naby U. Kommer, kwelling, dit raak vir my te groot. Angstigheid oor môre steel my krag. Tog, U liefde breek 'n toekoms oop. Vader, lei my daarheen dag na dag. Al my dae hou U in U hande. Nou kan ek vrede vind in U. U bied my geborgenheid. U kan alles verander. Sterk my vertroue, Heer. Hou my naby U. Amen. Liefde en 'n mooi dag vir elkeen.